Goeiemôre. Baie welkom by Agape, klein gemeente met die groot hart. Daai hart wat plek het vir jou. 'n Toekoms word gebore. Miskien in hierdie tyd aan die einde van die jaar, net so voor Kersdag, moet ek die vraag vra, het jy nog 'n toekoms? Sien jy uit na die jaar wat kom? Sien jy uit na hierdie Kerstyd? Is daar iets wat kom land in jou hart? Miskien moet ek vra, wat gebeur wanneer ek en jy voel, of nie meer glo, dat ons 'n toekoms het nie. Wanneer ons dink, ons het nie meer 'n toekoms nie, dan begin ons broei oor die foute en die spyt van die verlede, en ons grawe onsself in 'n plek in waar ons alle ambisies verloor, en al ons verwagtinge kruisig. Dis geen wonder, baie mense sê oor die Kerstyd is daar die grootste spike in selfmoord in die jaar nie. Want mense voel, die toekoms is weg. Nou vir duisende jare, voor die heel eerste Kersfees, het die Jode 'n Messias verwag. 'n vars, nuwe toekoms. Die hele mensdom was op daai plek waar hulle gewens het, dat die koning van die konings wil opdaag, sodat ons 'n vars, nuwe toekoms kan kry. Maar daar was 'n aanloop tot die geboorte van Jesus, want die Vader het deur 'n klomp profetiese woorde 'n atmosfeer geskep, waarin hierdie babietjie, wat die koning van die konings sou wees, gebore is. Hy was nie net sommer op 'n dag gebore nie, en daar's nie sommer net een engel wat opgedaag het en hom aangekondig het nie. Hy beloof 'n paar dinge, voordat die koning sy voetjie op hierdie aarde neersit. En die heel eerste ding, wat die Vader kom beloof, is 'n toekoms. Tweedens, beloof hy 'n mooi toekoms met die guns van die Here wat vir jou grond toe kom. Inteendeel, derdens, 'n geseënde toekoms. 'n Toekoms waarin jy verseker is, dat daar 'n direkte lyn van kommunikasie tussen jou en die koning is, dat hy jou gaan lei. 'n Toekoms van vryheid, en 'n toekoms van vrede. Nou, hoe lyk jou en my toekoms? Trek in jou koppe 'n trap wat van hier af tot in die hemel gaan, en dan gaan sit jy in jou gemoed in die middel, dan kyk jy af en dan kyk jy op, en dit wat jy afsien is jou verlede, dit wat jy opsien is jou toekoms. Baie mense is op die plek waar hulle net afkyk en nooit opkyk nie. En ek glo dat die Vader wil vandag vir jou en my sê, kyk op, kyk na bo. Sagaria, die pa van Johannes die Doper, was in die tempel besig om voor te berei, miserabel en mismoedig, want hy het nie 'n seun gehad nie, hy het gebid vir 'n seun, maar die seun is nie gebore nie, en in daai sin het hy nie 'n toekoms gehad nie. En toe kom die engel, verskyn aan hom en hy sê vir hom, Sagaria, hier kom 'n toekoms vir jou. 'n Seun gaan vir jou gebore word, en hierdie seun gaan die pad gelyk maak vir die Messias. Ons ken almal die storie, hy wou dit nie glo nie, en toe raak hy stom, totdat Johannes gebore is. Maar weet jy wat? Was jy ook al by die plek waar jy stom geslaan was, omdat jy nie meer geglo het in jou toekoms nie, waar jou woorde weg was, want jy het gesê, daar is nie meer 'n toekoms nie? Maar na vandag sal jy nes Sagaria weer kan profeteer oor jou toekoms. En ons sien die eerste woorde wat hierdie man, hierdie hoëpriester sê, nadat hierdie tyd verby was en sy seun gebore is, lees ons in Lukas 1 vers 76, en hy sê die volgende, hy sê, en jy kindjie, hy praat van Johannes, 'n profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word, want jy sal vir die Here uitgaan om sy pad gereed te maak, om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel. Hierdie woordjie kennis van verlossing wil ek hê mee omkring in jou Bybel, want ek gaan vandag kennis van verlossing saai in jou lewe. Verlossing deur vergifnis van sondes. Daar's 'n vers in die Bybel wat oor die gevolg van hierdie kennis van verlossing praat. En dis daai vers, julle ken hom almal, hy sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid gaan julle vrymaak. Vandag gaan ek waarheid in jou hart saai, 'n waarheid wat jou na hierdie jaar van soeg en sweet en traai en probeer
gaan vrymaak. Sodat jy kan rus in hierdie tyd, sodat jy in hierdie tyd weer energie gaan kry vir daai amazing 2025 wat voor lê. Die kennis van verlossing gee altyd hoop. Daar's 'n woord vir kennis in die Hebreëus en dis die woordjie ginosko. En ginosko beteken om te trou met die waarheid. So ek wil nie vandag net kennis in jou hart saai nie. Ek wil jou vra vandag om te trou met hierdie waarheid wat ek vandag vir jou gaan gee. Om te trou is 'n verhouding wat 'n bietjie dieper is net saam bly. En jy dalk net saam gebly met die waarheid, maar ek wil hê jy moet trou vandag met die waarheid. Jy moet hierdie kennis van jou vryheid huis toe vat. Het jy al een geword met die waarheid dat jy vrygemaak is? Dat jy nooit maar nooit weer gebonde hoef te wees nie. Hoe lyk die guns van die koning in hierdie mooi toekoms van ons? Ek het op my notas 'n prentjie van 'n groot boom gestaan met 'n leeu wat op 'n klip onder daai boom sit, 'n groot mannetjiesleeu wat uitkyk oor die vallei onder hom. En dit praat my so van die guns van die koning. Kan jy vandag die oë van die koning op jou voel? Kan jy sy stem hoor waar hy sê ek kies jou? Lukas 1:26. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap, dis nou Sagaria se vrou, die ma van Johannes, het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret in die dorp Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van hierdie maagd, jy het reg geraai, was Maria. En toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou begenadigde, die Here is by jou. En hier is 'n tweede woord wat jy kan onderstreep vandag, die woord begenadigde. Begenadigde beteken om jou 'n gunsteling te maak of spesiale eer aan jou te gee. Is dit moontlik dat die koning van die konings vandag van jou 'n gunsteling maak? Is dit gewoon moontlik dat die koning wat die heelal geskep het vandag spesiale eer vir jou en vir my gee? Vers 29, en sy, dus Maria, was verpuisterd oor die woorde, het gewonder wat hierdie groet tog kan beteken. Vers 30, toe sê die engel vir haar, moenie bang wees nie Maria, want God bewys genade aan jou. En daai woord genade is die woordjie charis in Hebreëus. Charis beteken die een op wie die guns rus, of althans dit kan ook beteken die een wat die guns soos 'n magneet na hom aantrek. Dit kan ook beteken die een wat 'n onregverdige voordeel het. Ons het 'n idioom in Afrikaans en ons sê hy het sy hand op die skaal gesit. Dit beteken iemand het goud geweeg en het iemand anders sy hand op daai skaal gesit en hierdie goud eintlik swaarder laat lyk as wat dit is. Nou die Vader wil vandag sê, ek sit my hand op die skaal vir jou. Jy gaan 'n onregverdige voordeel hê as my kind. Jy gaan iemand hê wat kyk na jou. Die derde ding wat Vader God gedoen het voor hierdie seun van hom grond toe gekom het, hierdie tyd wat ek en jy Kersfees vier is ook 'n tyd waar ons die seën van die Here en sy genade oor ons vier. Ekskuus tog. Hy gee nie net 'n toekoms nie. Hy gee nie net 'n onregverdige voordeel nie. Hy gee nie net die guns van die Here nie, hy gee jou 'n geseënde toekoms. Vers 39. Maria het haar sonder versuim gereed gemaak en haastig na 'n dorp in die bergstreek van Judea gegaan. Daar het sy in Sagaria se huis ingegaan en vir Elisabeth gegroet. En net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar moederskoot beweeg en sy is met die Heilige Gees vervul. Die teenwoordigheid van die koning is so sterk dat ons wil gevul word met sy Heilige Gees as hy naby kom en hy woon in jou. So ons kan staat maak daarop dat ons vol is van sy Gees. Vers 42, en sy het hard uitgeroep, dus Elisabeth, geseënd is jy onder die vroue, geseënd is die vrug van jou moederskoot. Gelukkig is sy wat glo
dat dit in vervulling sal gaan, want die Here vir haar gesê het. Daar's 'n verwantskap in hierdie versie tussen geluk en seën. Jy sien, jou en my geluk word oopgesny wanneer ons glo in die seën van die Here wat hy oor ons uitspreek. Is Kersfees net vir jou 'n gebeurtenis? Of is dit vir jou 'n oomblik in die geskiedenis waar jou toekoms en jou lot verander het? En as jy voel vandag dat my lot is vir my te groot, my toekoms is donker, dan wil ek jou vra om hierdie Kerstyd saam met my in te gaan en weer te glo in die seën van die Here. Vierdens, dis 'n toekoms waar jy verseker is dat hy jou gaan lei. Op my notas het ek hierdie prentjie van 'n hond wat sit in 'n lang dennelaan en hy sit met sy eie leiband in sy mond en hy kyk op wat ek aanneem seker maar sy eienaar is. En ek wil vir jou sê, jy moet jou leiband vandag in jou mond vat en voor jou koning gaan sit en sê, lei my. Want ek glo met my hele hart, U gee vir my 'n toekoms wat verseker is. 'n Toekoms waar U my gaan lei. Want jy sien die Here pas sy saad op. En wat is die saad van die Here? Dis Christus in jou. En omdat Christus in jou is en hy Christus oppas, gaan hy jou ook oppas. Hoor wat sê Matteus 1 vers 19. En ons kom 'n bietjie verder, ekskuus tog, in die storie, en haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, dink, hoorie, maar hierdie vrou is swanger, en almal, ek is nie getroud met haar nie, en almal wonder, wat het gebeur, en gaan in my community my nou uitgooi, omdat ek 'n maagd swanger gemaak het. En kom ons lees van Matteus 1 vers 19. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar wat haar nog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te gebreek. Miskien is jy by daai plek, waar jy voel, hierdie Christendom werk nie vir my nie, miskien moet ek hierdie verloving stilweg gebreek, want jy sien, hy is ons is sy bruid eendag, miskien moet ek hierdie verloving verbreek. Vers 20, terwyl hy dan dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie. Want dit wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Jy sien, met sy saad in jou gedagtes kan jy op sy leiding staat maak. Josef het getwyfel, want die dinge gebeur wat vir hom nie goed sou lyk nie. En hy het gedink, miskien moet ek hierdie storie beëindig, en jy is dalk op 'n plek in jou lewe, waar jy dink, as dinge wat ek moet beëindig. Maar die saad van die Here is in jou. Sy saad is in jou gedagtes. En met sy saad in jou gedagtes kan jy op sy leiding staat maak. Hy sal jou help vorentoe. Hy sal sy hand op jou skouer sit. En hy gee vir jou vandag in hierdie Kerstyd die belofte dat hy jou gaan lei. Laastens, hy gee vir ons 'n toekoms met vryheid en vrede. Ek wil dit weer sê. Hy gaan vandag in hierdie oomblik vir jou 'n toekoms gee met vryheid en vrede. Daar was ook vers 36, profetes Anna, 'n dogter van Phineel uit die stam van Aser. En sy was al baie oud gewees. Jy sit dalk vandag hier en jy dink, George, ek is te oud vir hierdie ding en my lewe is om. Jy is nooit te oud om kontak te maak met die seën van die Here nie. Vers 38, juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. En ek wil vandag vir jou sê, die Here wil vandag praat met almal wat na die verlossing in Christus uitsien. En miskien is dit weer tyd dat jy begin uitsien na die verlossing wat in Christus vir jou daar is. Die profeet praat met die wat na die verlossing uitsien. En miskien is die vraag in hierdie oomblik, na wat sien jy uit? Sien jy nog uit? Die woord verlossing is die woord redeem in Engels. Deem beteken value
en re beteken weer. So redeem beteken om weer waarde te gee. En die Here wil vandag na jou te kom in hierdie Kerstyd en hy wil vir jou in die oë kyk en hy wil jou naam noem, hy wil sê Jan, Piet, Koos, Sari, Maria. Ek wil jou waarde vir jou teruggee. Lukas 2 vers 25. Daar steeds 'n man met die naam van Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en hy was 'n vrome man en hy het uitgesien na die toekoms van die verlosser van Israel. Hieroor is die tweede keer hy woord uitsien. Die woord uitsien beteken om te fokus op die toekoms. Onthou jy aan die begin van hierdie woord het ons sê party mense kyk af na hulle verlede, ander ons kyk op na hulle toekoms. Wie is jy? Sien jy nog uit na die toekoms? Ek wil vandag 'n saad van uitsien in jou hart plant na 2025 en die jare wat kom. Want Vader God sê jy het 'n verlosser en jy kan weer uitsien. Kom ons gaan aan. Toe die ouers die kindjie Jesus bring om hom vir die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê: Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord. Sien, die Here het hierdie man beloof hy sal nie sterf voordat hy Jesus in sy arms gehou het nie. En toe hy Jesus in sy arms hou, toe sê hy, nou het ek vrede. Die Bybel sê Jesus is ook die woord. Wat is die wortel van vrede in jou en my lewe? Ek glo dat die woord van die Here is ons maatstok en is die maatstok wat ons altyd vat na 'n plek van vrede. En ek wil vandag vir jou baie diep vrae vra. Meet jy jou toekoms aan die realiteit van die woord of meet jy jou toekoms maar net aan die letter van die woord? Wat is die verskil? As jy jou toekoms meet net aan die letter van die woord, dan weet jy die woord, maar jy weet nie die woord hier wat dit saak maak in jou hart nie. Kan jy vandag hierdie woord van harte aanvaar? Dat die koning se oë jou raak sien vandag, dat die koning jou vandag in die oë wil kyk en dat die koning vandag wil vir jou sê, ek ken jou naam. Ek weet hoeveel hare daar op jou kop is. En ek wil jou vandag seën, ek wil vir jou 'n onregverdige voordeel gee vir die jaar wat kom. Ek wil vandag vir jou 'n toekoms gee, waarna jy weer kan uitsien. Die koning van die konings het gekom. En as jy hom aangeneem het, dan woon hy in jou hart vandag en in jou hart is daar 'n krag wat groter is die krag van enige teestand wat oor jou pad kan kom. Ek het laasweek gesê, niemand het permissie om jou vrede en jou vreugde te steel nie. En ek wil vandag vir jou sê, as die koning van die konings in jou woon, het niemand die permissie om van jou te steel nie. Ons gaan volgende keer praat oor die lied waarop die duiwel dans, volgende week. Luister dit, vir as jy jou regmaak in hierdie tyd vir die jaar wat kom, sodat jy in die volle vryheid vorentoe te kan gaan in hierdie tyd wat kom. En ek wil vandag afsluit met hierdie woord, meet jou toekoms aan die realiteit van die woord. Maak Christus vir jou vandag weer vir 'n slag 'n realiteit. Kom ek bid vir jou. Vader, ek wil elke persoon wat vandag na my geluister het net seën met die volheid. Ek wil elke persoon seën vandag met die realiteit van dit wat Jesus vir ons kom doen het. Ek wil elke persoon vandag seën met die realiteit dat daar 'n mooi, groot, vol toekoms op ons wag. 'n Toekoms waarna ons kan uitsien, 'n toekoms waarin ons kan weet die koning van die konings het grond toe gekom om vir ons 'n toekoms, 'n ewige toekoms te gee. En die verlede is verby, en die verlede sal ons nooit weer skrik maak of aftrek nie. Seën elke persoon wat na my geluister het met 'n onregverdige voordeel in hierdie Kerstyd en in die jaar wat kom. Ons eer U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Geniet elke oomblik. Onthou, ek sê altyd, elke oomblik behoort aan jou en jy behoort aan die koning. Mooi loop, alles gaan regloop tot ons mekaar weer sien. Selfde plek, selfde tyd volgende week.